Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here in die woorde van Psalm 68. Psalm 68, en ons sing die eerste 2 verse. Hef tot Gods eer 'n danklied aan, verhoog voor hom die baan. Sing al wat leef sy ere, berei die weg in hom weer bly. Psalm 68 verse 1 en 2. En saam bely ons nou ook ons rotsvaste geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer die katekismus die apostoliese geloofsbelijdenis verklaar, dan word die vraag gevra, waarom word hy Jesus genoem? Dit is Sondag 11 van die katekismus, en dan is die antwoord, omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Ons luister nou na die Here se wet, soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is die eerste gebod. En dan die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geheilig en dit geseën. Aan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. En dan die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord die Here se wet deur Psalm 33 te sing. Psalm 33, en ons sing daarvan die 2de en die 3de vers. Sing nuwe sange, nuutgebore uit aandere van die skoonste kuns. Dit is uit dankbaarheid vir ons verlossing. Maar dan ook die 3de vers. God min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy. Die 2de en die 3de verse van Psalm 33, en daarna bid ons saam.
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het so pas U alvermoë besing. Onse hemelse Vader, U wat hemelbo gestig het. U wat hierdie wêreld daar gestel het op sy fondamente. En U wat gesorg het dat ons hier op hierdie aarde kan leef. U wat vir ons 'n wonderskone skepping nagelaat het. Ons aanbid U vir U almag en die heerlikheid en die majesteit, soos ons dit met ons mense oë nou reeds kan waarneem. Ons aanbid U vir U almag en alvermoë, ook in die beskikking van dit wat in die wêreld gebeur op die oomblik. Dat U besig is om met U skepping en met U kinders op pad te wees na 'n ewige heerlikheid. Dat U ook in U verskriklike oordeel die wêreldgeskiedenis besig is om te rig deur middel van storms, te rig deur middel van ekonomiese rampe, te rig ter midde van natuurrampe. Ons kan dit sien elke dag, dat U die God is wat in beheer is. En daarom kom ons vanoggend na U toe, en ons kom na U toe in volle ootmoed, want ons kan self nie deur hierdie wêreld gaan sonder die genade wat ons in U het nie. U wat sorg, U wat vir ons sorg, ver bo dit wat ons verdien, U wat vir ons deure oopmaak, U wat vir ons moontlikhede skep, U wat vir ons gesondheid gee en lewe gee. Ons dank U vir die Here Jesus Christus en sy majesteit en heerlikheid, wat alles op die oomblik bestuur aan U regterhand. Ook vir ons in ons omstandighede, hier met hierdie klein kerkskipie op die wye oseaan van hierdie wêreld, vir ons in genade aansien, en ons dank U daarvoor. Ons dank U dat Hy vir ons intree, ook daar waar ons soms in swakheid twyfel. En ons bid, Hemelse Vader, dat die Heilige Gees kragtig in ons sal werk, dat die Heilige Gees kragtig vir ons sal getuig, dat die waarheid wat ons voorouers aangehang het en aangegryp het, dat dit nog steeds vir ons 'n waarheid sal bly, 'n ewige waarheid. Die woord wat ewig en vas is, en waarin ons kan vashou, deur middel van al hierdie dinge in die wêreld. Vergewe ons sonde, vergewe ons daar waar ons nie ag gee op die stem van die Heilige Gees nie, daar waar ons die Heilige Gees bedroef. Vergewe ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het twee skrifgedeeltes wat ons aan die voorhou, beide uit die Ou Testament, en die eerste uit die boek Josua. Josua 6, die geskiedenis van die inval in die beloofde land en hoe die mure van Jerigo geval het. En daarna lees ons dan ook uit die eerste Koningsboek, en ons lees daar in hoofstuk 16 vanaf vers 29. Maar eerste Josua 6 en ons lees vanaf vers 20. Nou het die volk om die mure van Jerigo getrek en ons hoor in vers 20, toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas. En toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef en die muur het op sy plek ingeval. En die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man sowel as vrou, jonk sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê, gaan in die huis van die hoer en bring die vrou en almal wat aan haar behoort daaruit, soos julle vir haar gesweer het.
Die jongmanne, die spioene, het toe ingegaan en Rahab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het uitgebring. Al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laar van Israel laat bly. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand. Net die silwer en die goud en die koper en yster voorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Maar Josua het Rahab die hoer laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jerigo te verken. In die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde: Vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jerigo op te bou. Ten koste van sy eersgeborenes sal hy sy fondamente lê en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. Dit is die woord van die Here dan uit Josua uit. En nou lees ons uit 1 Konings 16, en daar vanaf vers 29. Hier het ons te doen met die geskiedenis van die noordelike 10 stamme. En ons lees vanaf vers 29, en Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die koning van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste, dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoneërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak. En Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg, as wat al die konings van Israel sy voorgangers gedoen het. In sy dae het Heel van Bethel Jerigo opgebou, ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê, en ten koste van Segeb, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josua, die seun van Nun, gespreek het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Om ons antwoord nou daarop, deur weer eens te sing, Psalm 33, die 5de en die 6de vers, die Here se woord, is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Verse 5 en 6 van Psalm 33. Oh
1 Konings 16 vers 34. In sy dae het Heel van Bethel Jerigo opgebou. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê. En ten koste van Segeb, sy jongste, sy poort opgerig, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Josua, die seun van Nun, gespreek het. Geliefdes, lees ons die Bybel, dan leer ons God as die groot bouer ken, die groot bouer van die nuwe Jerusalem. En alle ware gelowiges van Abraham se tyd af verlang om daardie stad eendag te sien. Verlang om eendag daarin te woon. Die stad waarvan God self die boumeester en oprigter is. Maar lees ons die Heilige Skrif, sien ons ook dat God die groot vernietiger van stede is. Alle stede wat gebou word as monumente van menslike prestasie, dit word uiteindelik deur God as puinhope nagelaat. Of dit nou Babel is, of Londen, Nineve of New York. Ons kan sê dis puinhope as monumente ter ere van God se toorn. Puinhope as monumente ter herinnering van God se oordeel. Bewaar die een wat van sy goddelike stad 'n puinhoop wil maak, maar andersins bewaar die een wat van God se puinhoop 'n stad wil maak. Bewaar Heel wat Jerigo weer wou opbou. Nou vir hierdie dwaasheid het Heel 'n prys betaal, saam met die fondament, grawe hy die graf van sy oudste seun. En toe hy uiteindelik die poorte plant, toe plant hy sy jongste seun daarmee saam. Nou van Heel lees ons niks anders in die Bybel nie. Hy was net 'n bouaannemer, 'n onbekende bouaannemer, en sy naam kom net hier in die Bybel voor. 'n gewone man met 'n gewone ambag, soos ons ook gewone mense met gewone ambagte is. Sy naam is slegs eenmaal vir ons opgeteken, maar dis vir ons 'n waarskuwing genoeg dat ons nooit weer moet probeer bou daar waar God vernietig het nie. Dit sal ten koste van ons kinders en ons toekoms gebeur. Nou, koning Agab was die eintlike man agter Heel. Agab was miskien die koning van Israel, en Israel het so 'n pragtige naam, maar Agab het lank nie meer die God van Israel nodig gehad nie. Die Here van die leerskare was vir Agab 'n uitgediende begrip. Die ambisies van koning Agab het uiteindelik tot hierdie dwaase bouwerk gelei. Nou, ons lees ook verder in die Bybel dat koning Agab was 'n man van vele bouondernemings. Nadat hy 'n huis opgesit het met Isebel, sy was sy ingevoerde heks uit die heidendom, en nadat hy saam met haar die gode van die New Age begin dien het, onderneem hierdie trotse mens ook talle ander bouwerke. Hy was die bouer van Samaria, die hoofstad van Israel. Net soos hy ook die oprigter van die huis van Baal was, en daarmee saam die songod se altaar, en so ook die heilige boomstamme, alles simbole van die aanbidding van moeder aarde. En so het Agab dit goed gedink om die mure van Jerigo te herbou, want jy sien, Jerigo staan by die ingang van die beloofde land, en dit is daarom baie strategies geleë. Met 'n sterk ommuurde Jerigo kon Agab homself teen sy buitelandse vyande handhaaf. Net soos die Kanaaniete 500 jaar van tevore hulle self wou handhaaf teenoor hulle buitelandse vyande. Met die sterk ommuurde Jerigo kon Agab ook die toegangsroete tot Jerusalem afsny. Kon Agab die pad versper na die stad van God se vrede, kon hy die pad versper na
die stad waar die ware Christus toe reeds al verkondig was. Agab se planne, Agab se skanse. Voor hierdie selfgenoegsame man lê die puinhope van Jerigo as 'n stil getuie van die krag van God. 'n Monument ter herinnering aan die menslike dwaasheid, maar ook 'n monument ter herinnering aan God se genade. Want, en so lees ons in die brief van die Hebreërs, deur die geloof, deur die eenvoudige kinderlike geloof in die enigste ware God, deur die eenvoudige kinderlike geloof in die skepper van die hemel en aarde, deur die geloof het die mure van Jerigo geval. Jerigo se mure val nadat daar 7 dae daaromheen getrek was. Deur die geloof in die genade en die reddende kragte van Jahwe, die enigste ware God, die Here wat die eerstgeborenes van die trotse Egiptenare getref het, die reddende Here wat sy volk droogvoets deur die dooie see gelei het, Israel se verlosser wat op pad was met sy volk na die beloofde land. U kudde Heer het daar gewoon. U was die land so vrugbaar skoon, 'n vriendelike beskermer. U het die ellendiges die land laat erwe deur u goeie hand, o Israels ontfermer. Dis die woorde van Psalm 68 vers 5. En dit is ook die sentrale gedagte van die reformatie wat ons vandag gedenk. Geen menslike versinsel nie. Geen menslike skanse nie, maar slegs die onvervalste melk van die ewige evangelie. En dis daardie onvervalste melk van die suiwer evangelie wat destyds in 5 solas opgesom is, die 5 slagspreuke van die reformatie, en dit is sola fide, sola gratia, sola sacra scriptura, sola Christu, soli Deo gloria, slegs geloof, slegs genade, slegs die heilige skrif, slegs Christus, slegs die eer van God. Hierteenoor moes alle menslike versinsels afgebreek word, want ons lees mos in Genesis 6, dat al die versinsels van wat die mens in sy hart bedink het, dat dit altyd deur net sleg was. Kyk na die ineengestorte mure van Jerigo, geliefde verbondsvolk, en onthou dit. Moenie daai mure weer probeer opbou nie, dit sal jou duur te staan kom. Slegs geloof, slegs genade, slegs die heilige skrif, slegs Christus, en slegs die eer van God. Dit was ook die eenvoudige boodskap van die vroeë kerk. Daar's net een soort bouwerk waarmee ons besig kan wees, so skryf die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe. Dis God se bouwerk. Dis die bouwerk aan die tempelgemeenskap van die nuwe Jerusalem, en daardie gebou het net een fondament, en daardie fondament en hoeksteen is Jesus Christus. Daar is geen verlossing uit ons eie denksisteme nie. Geen verlossing in ons eie waardigheid nie. Hoegenaamd geen verlossing vanuit die mens nie, en hoegenaamd geen kompromie met die heidendom nie. Daar is nie 'n manier dat ons die ou pynhope van die heidendom kan gebruik om op dit 'n Christelike fondament te bou nie. En tog, geliefdes, is dit presies dit wat deur die eeue in die Rooms-Katolieke Kerk gebeur het. Dit het gebeur na mate die paus, beteken eintlik papa, na mate die paus al hoe belangriker geword het, en daar vir hom 'n heerserstoel geskep is, die sogenaamde stoel van Petrus, soos hulle dit noem. Na mate die goddelike woord deur die pauslike woord verdring is, na mate die goddelike woord teruggedring is tot muwe kelders en 'n verborgde teks geword het, wat slegs leesbaar was vir die uitgesoektes, wat Latyn magtig was, die sogenaamde clericus. Jy weet, die Romeinse kerk het destyds
die onderskeid getref tussen die klerikos en die leke, tussen geleerdes en ongeleerdes. Die geleerde professore het die Bybel gelees en hulle het dit verstaan. Die leke moes tevrede wees met beelde en met seremonies. En na mate die goddelike woord tot daardie muwe kelders teruggedring is en 'n verborge teks geword het, en dan het die heidendom net so weer in die kerk kom nes maak. Daar is plek ingeruim vir die songod se Kersfeesboom in die kerklike kalender. Daar's plek ingeruim vir Moeder Aarde se Moeder Maria as 'n voorste onder die heilige mense. Sy kan vir ons by God intree. Na mate kore en opvoerings, gospelliedjies en songs die gemeentelike psalmsang vervang het. Na mate die kerk self verlossing aan die mense voorgehou het, verlossing deur goeie dade, deur aflate te koop, verlossing deur sakramente, verlossing deur priesters en pouse. Na mate die mens die ware God verplaas het, so is die mure van Jerigo weer opgebou. Enerzijds opgebou deur die arrogante Agabs, self aangestelde priesterkonings van die Rooms-Katholieke kerk, maar andersins opgebou deur gewone mense, eenvoudige bouaannemers, mense soos u en ek, die eenvoudige heels van hierdie wêreld. Maar ons sien, broeders en susters, die Here se woord bly waar. Ons sien dit in ons skrifgedeelte. Josua se profetiese woord, dit lê vir 500 jaar in daardie ruïnes opgesluit, tot op die dag dat Heel en sy bouspan weer daar sou intrek. Net soos die Here se woord deur die apostel Paulus ook tydloos is, want hy skryf aan die Korintiërs, ons wapens, die wapens van ons stryd, is nie vleeslik nie, maar is kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hierdie is 'n tydlose woord. Dis 'n tydlose woord wat die Here weer tydens die reformatie tevoorskyn gebring het, deur 'n Luther, deur 'n Calvin, met 'n eenvoudige boodskap, het die mure van Jerigo weer geval. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval. Slegs geloof, slegs genade, slegs die Heilige Skrif, slegs Christus, slegs die eer van God. Onkeerbaar het hierdie woorde die vestings laat tuimel. Vanaf Duitsland, deur Frankryk, Switserland, deur Skotland, deur Swede, deur Noorwe, deur Nederland en oral sit die pynhope van die Rooms-Katholieke kerk gelê. Soms letterlik gelê, vieslike hope van Maria beelde, bieghokkies, kruise, kerse en altare. Kerke is gestroop van alle godsdienstige snert. Die eenvoudige psalms is weer gesing. Die altaar is met die preekstoel vervang, die goddelike woord is teruggebring en vanaf daardie preekstoel gepreek. Die mens sal immers nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Sola fide, sola gratia, sola sacra scriptura, sola Christus, soli Deo gloria. En met hierdie geloof het Jan van Riebeeck meer as 350 jaar gelede hier aan Suidelike Afrika voet aan wal gesit. Die ware Christelike gereformeerde leer soos hy dit gestel het. Met hierdie geloof het ons vrome voorouers die binneland verower en die een heidingvesting na die ander het in mekaar gestort. En oral waar hulle gekom het, het hulle gereformeerde kerke gebou. En wanneer ons gereformeerde voorouers daardie geboue geopen het, is dit vooraf gegaan deur 'n prosessie deur die dorpe se strate.
En daardie optogte het bestaan uit 'n klompie ouderlinge met 'n Bybel in die hand op pad na die nuwe kerkgebou, gevolg deur die gemeente. Net dit. Dis al. 'n Klompie ouderlinge met 'n Bybel in die hand. Niks meer en niks minder nie. En die mure van Jerigo het getuimel. Maar geliefdes, ons moet nou maar eerlik wees met mekaar. Ons het hierdie skat begin verwaarloos. En na mate ons hierdie erfdeel verwaarloos het, het ons mense weer in Jerigo se ou puinhope begin rondkrap om boumateriaal te soek. In die puinhope van die Rooms-Katolieke Kerk is die Songod se Kersfeesboom gevind. En op 'n ander plek weer is daar op 'n kersblaker of 2 afgekom. Iets om weer 'n bietjie atmosfeer in die kerk te bring. En die strak mure en die preekstoele is algaande weer deur prente en beelde en blomme opgehelder. Kore en opvoerings is in die puinhope opgegrawe. Selfs die lyke van geleerde professore het in hierdie puinhope weer lewendig geword. Die slim manne, die klerikos wat die volk, die leuke weer van vooraf oortuig het, dat hierdie woord, dat dit te moeilik is vir gewone mense. Te moeilik om te verstaan. Wat hierin is nou mense woord en wat is nou God se woord, so vra hulle. Niemand kan meer sê nie en so verwar hulle die volk. Het Christus werklik opgestaan of het hy maar net in mense se gedagtes opgestaan? Bestaan die Satan regtig? Is homoseksualiteit werklike sonde? En so meer en so meer. En kom liewe leuke, los dit maar vir die geleerde manne. En onder hierdie katolieke rommel was daar selfs nog ouer puinhope, die boustene van die antieke heidendom, wat die godheid na elke mens verplaas het, wat die godheid hier in die geskape wêreld soek, die mystieke energie wat opgesluit is in moeder aarde, Isebel en Agab se godsdiens van ongebonde seksualiteit. Maar ons teksvers sê hierdie skattejag in die puinhope kom teen 'n prys. Om dit wat God 'n puinhoop gemaak het, om daarvan weer 'n vesting in Jerigo te skep, om God se puinhoop weer 'n vesting teen God se waarheid te omskep, teen God se waarheid, dit sal ons duur te staan kom. Dit kom ten koste van Heel se seuns, ten koste van Abiram se eersgeborene het hy sy fondament gelê en ten koste van Segeb se jongste het hy die poorte opgerig. Agab het uiteindelik nog duurder vir al sy bouwerk betaal, want jare later het Jehu sy hele geslag uitgeroei. Van Agab se kinders en kleinkinders het daar niemand oorgebly nie. Nou God se waarskuwing lê vandag steeds in die puinhope opgesluit. En miskien sal die kerk uit die reformatie dit goed hoor, die dag as ons heeltemal kinderloos is. Om te verhoed dat in die puinhope van die verlede, dat ons daarin verstrengel raak met ons kinders, die klompie wat daar nog is, weer in die goddelike waarheid opvoed. Slegs geloof, slegs genade, slegs die Heilige Skrif, slegs Christus, slegs die eer van God. So moet ons kinders ook opvoed in die woorde van Moses, voordat die volk die beloofde land ingetrek het, wat hy het gesê, hoor Israel, die Here ons se God is 'n enige Here. En daarom moet jy die Here jou God met jou hele hart lief hê. En met jou hele siel. En met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, dit moet in jou hart wees. En jy moet dit vir jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Soos dit nou gaan, wil 'n mens jou hart vashou. Want hoeveel Abirams lê nie alreeds saam met die fondamente begrawe nie, die fondamente van heidenvestings,
Mure wat teen die waarheid reeds staan gemaak is in die onderwys, in ons seksuele gedrag en in die inrigting van die erediens. Terwyl ons eie gereformeerde onderwys nou al vir jare lank slegs 'n agendapunt op kerklike vergaderings bly. Daar's net een fundament wat gelê kan word en daardie fundament is Jesus Christus. Slegs Jesus Christus. Verkondig sy woord, slegs sy heilige woord, en met die geloof in daardie heilige woord sal ons weer vestings laat tuimel. Slegs 'n ware geloof, en mag die Here, onse God, ons hierin genadig wees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, dit is dan goed dat U ons op hierdie dag van herdenking so weer tot selfondersoek lei. Dat U kerk ook deur hierdie dag van herdenking weer terugbring na waar hulle vandaan gekom het. Ons bid dat ons nie hierdie kosbare skat wat ons het, hierdie kosbare waarheid wat ons het, dat ons dit sal verwaarloos nie. Ons bid vir die geloof wat ons so dikwels ontbreek, daar waar ons ook bely, miskien selfs weer vanoggend, ek glo, maar dat ons ook terselfdertyd vra, kom ons ongeloof tot hulp. Dat ons nie verblind sal word deur die dinge van hierdie wêreld nie. Dat ons nie verblind sal word deur die groot getalles wat al afvallig geword het nie. Maar dat ons sal bly vashou in die genade wat ons by U het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, 'n koning wat nooit sonder onderdane sal wees nie. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 67. Psalm 67, die eerste 2 verse. Die nasies wat U nou nie prys nie, hul sal U loof, hul almal saam. En die volk wat U geen dank bewys nie, sal sing die grootheid van U naam. Psalm 67 verse 1 en 2. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.